Daar is min dinge wat gesinne vandag so goed kan doen, as om besig te wees. Ons kalenders is vol, ons programme is vol, ons hardloop van die een afspraak na die ander en ons kinders van die een aktiwiteit na die volgende. Ons huise het eintlik soos treinstasies geword. Ons kom vinnig in, iemand gryp gou iets om te eet, 'n ander een trek gou hulle oefenklere aan, iemand sit nog in die kar en wag terwyl hulle op datum met hulle WhatsApps probeer kom, en nog iemand hardloop rond op soek na 'n sportsak of 'n skoolprojek. En dan, ewe skielik, is almal weer weg. Van die huis af, skool toe, werk toe, vergadering toe, buitemuurs toe, inkopies toe, huiswerk toe, na vriende toe. En voor ons kan kry, is nog 'n week verby. Ons leef onder dieselfde dak, maar partykeer voel dit of ons net vinnig mekaar op die perron raakloop, groet en weer gaan. En die ironie is, baie van hierdie dinge is nie slegte dinge nie. Dis dikwels alles goeie dinge. Om te werk is goed. Kinders se ontwikkeling is goed. Oefening is goed. Vriende is goed. Betrokkenheid en dienswerk is goed. Maar die risiko is dat ons so besig raak met soveel selfs goeie dinge, dat ons stadig aan oog op die belangrikste aspekte van ons lewe begin verloor. Maar die interessante is, hoewel dit vir ons so relevant en so spesifiek tot ons lewens voel, is dit nie nuut tot ons wêreld vandag nie. Want ons vind dit in die Bybel reeds. Dink maar aan die bekende verhaal van Martha en Maria. Op een van Jesus se reise kom hy by die huis van hierdie goeie vriende van hom, hierdie twee sissies, Martha en Maria. En dan sien ons, Martha is aan die skarrel. Sy wil 'n goeie gasvrou wees en sy's besig. En hoewel daar nogal met 'n kritiese oog na haar gekyk word, veral in vergelyking met Maria, is die ironie daarvan dat sy beleef wat ons dikwels ook in ons lewens beleef. Sy is besig met goeie, met die regte dinge. Sy dien, sy organiseer, sy is gasvry, sy's verwelkomend. Sy sorg dat alles in die huis net reg verloop. Sy hou die huishouding in die gang. En as ons dit so hoor, dan klink dit amper of sy haar in ons huise vandag heel tuis sou vind, nê? Want daar's lysies en daar's verantwoordelikhede. Daar's altyd nog dinge wat gedoen moet word, nog mense wat op haar staat maak. En daar's altyd die gevoel, ek moet net gou eers, dan sal ek. En in daardie besig wees, ook met goeie dinge, kom sê Jesus vir haar, Martha, Martha, jy's besorg en jy's bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. En hoor mooi, Jesus sê nie dis slegte of dis onbelangrike dinge waarmee sy haarself besig hou nie. Hy sê, daar gaan altyd 'n verskeidenheid van goeie dinge wees wat ons aandag vra. Maar ons moet doelbewus kies om nie die belangrikste dinge tussen dit alles mis te loop nie. Want al die goeie dinge waarmee sy besig was, het gemaak dat sy nie werklik daar teenwoordig was nie. Dat sy nie die mense om haar en die verhoudings wat sy met hulle het, geniet het nie. En dat sy selfs vir Jesus eintlik misgeleef het in daardie oomblikke. En dan herinner Jesus se woorde haar, moenie toelaat dat die dringendste dinge jou beroof van die heel belangrikste dinge nie. En dis presies waaroor Stephen Covey se derde gewoonte ook gaan. Om eerste dinge eerste te sit. Nou, as jy dalk vanaand vir die eerste keer saam na hierdie opname kyk, ons dink in hierdie jaar na oor verhoudings. Ons het begin met die belangrikheid van betekenisvolle verhoudings in ons lewens, en ons het gesien dat dit ons menswees op 'n emosionele en op 'n fisiese vlak beïnvloed. Daarna het ons vir 11 opnames gesels oor ons verhouding in die ruimte van ons huwelik. En vanaand trek ons by die derde opname in ons reeks oor gesinsverhoudings. En ons gebruik die boek The 7 Habits of Highly Effective Families deur Stephen Covey as 'n vertrekpunt. En in die vorige paar weke het ons na die eerste gewoonte gekyk, waar ons gehoor het hoe nodig dit is dat ons onsself in die ruimte van ons gesinne proaktief moet sien. Ons moet proaktief wees en ons moet op die sirkel van ons invloed fokus.
Verlede keer het die tweede gewoonte vir ons gewys hoe belangrik dit is dat ons met die einddoel in gedagte moet begin. Ons moet doelbewus begin nadink oor hoe ons as 'n gesin wil wees, waarheen ons op pad is en dat ons 'n missieverklaring moet skep en daarvolgens moet leef. En dan vanaand die derde gewoonte. Eerste dinge eerste. Of anders gesê, die belangrikste is dat die belangrikste aspekte van jou lewe, die belangrikste moet bly. Nou dit klink eintlik redelik voor die hand liggend, maar tog sê Covey, as hy tydens werkswinkels vir mense vra om vir hulle self 'n punt uit 10 te gee, vir die mate waarin hulle reeds die 7 gewoontes in hulle lewe toepas en regkry, kry gewoonte 3 altyd die heel laagste punt. Maar tog is die interessante dat as jy vir daardie mense sou vra wat vir hulle die belangrikste in hulle lewe is, kom die antwoord vinnig en maklik. My verhouding met God, my huwelik, my kinders, my hele gesin, my droom, my waardes. En as jy daardie vraag moes beantwoord, wat sou jy sê? Wat is vir jou die belangrikste in jou lewe? Eintlik weet ons reeds wat eerste in ons lewe behoort te kom, wat die belangrikste is en wat die belangrikste in ons lewe moet bly. Maar dink nou aan die afgelope 2 of 3 weke in jou lewe. Blaai in jou gedagtes deur jou dagboek. Kyk 'n bietjie waarheen jou tyd gegaan het. Waarmee was jy die besigste? Waaroor het jy dalk die meeste gepraat? Waaroor het jy die meeste gedink? Waarheen het die meeste van jou energie gegaan? En sê nou iemand wat jou glad nie ken nie, moes 'n afleiding maak oor jou lewe, deur net na jou kalender te kyk. Wat sou hulle sê is vir jou die heel belangrikste dinge in hierdie lewe? Hoe sou hulle lysie van die belangrikste aspekte van jou lewe kyk as hulle net na jou kalender sou kyk? En dis hier waar ek ook partykeer voel of ek so 'n bietjie in my stoel wil begin kriewel. Want sulke vrae laat ons besef, daar is 'n te groot verskil tussen wat ons sê vir ons belangrik is en dit waarvoor ons werklik tyd maak. En dis nie omdat ons bedoeling sleg is of omdat ons selfs met verkeerde dinge besig is nie, maar omdat ander dinge, ook ander goeie dinge soos by Martha, ons skedules volmaak voor die werklik belangrike dinge eers 'n kans kry daarop. En toe ons verlede keer gepraat het oor begin met die einddoel in gedagte, het ons vir mekaar gesê hoe belangrik dit is dat ons as gesin weet wie ons is en waarheen ons op pad is, en ons het gesê ons moet dit aan die hand van 'n missieverklaring neerskryf. Maar vanaand wil gewoonte 3 vir ons vra, as dit is wie ons wil wees, lyk ons lewe wel so? As ons gesin sê, ons is 'n gesin wat tyd saam hoog ag, vra gewoonte 3 vir ons, maar hoeveel tyd is daar werklik saam? Of is ons huis ook soos 'n altyd besige treinstasie, waar ons by wyse van spreuke net vinnig op die perron vir mekaar waai en weer gaan? As ons sê, ons is 'n gesin wat ons kinders wil laat wees, vra gewoonte 3 vir ons, maar is dit wat jou kind se program wys? As ons sê, ons is 'n gesin wat vir mekaar die heel belangrikste mense moet wees, vra gewoonte 3 vir ons, is dit wat jou gesin beleef? Beleef jou man, jou vrou, jou kinders, dat hulle die heel belangrikste mense in jou lewe is? Of hoor hulle te gereeld, ek moet net gou eers, dan kan ons. En dan kom dan dikwels nooit. Of ek is jammer, maar ek het nie nou tyd nie. Alweer nie. Ek lees van 'n advertensie wat rondom die 2000s op die TV gewys het. En in hierdie advertensie sit 'n man een aand by sy lesenaar en werk. Voor hom lê sy dagboek oop en hy's besig om die volgende dag te beplan. Hy maak 'n lys van al die mense wat hy moet sien, al die afsprake wat hy moet nakom en al die belangrike dinge wat gedoen moet word. En hy probeer sien waar en hoe hy dit alles gaan inpas. En terwyl hy so besig is hiermee, kom sy klein dogtertjie stilletjies by die deur ingestap.
sy gaan staan 'n oomblik en sy kyk hoe haar pappa werk en sy vra nuuskierig, "Maar pappa, wat doen pappa?" Hy glimlag en hy antwoord, "Ek maak 'n lys van al die belangrike mense met wie ek môre moet praat en al die belangrike dinge wat gedoen moet word." En die dogtertjie loer so oor die tafel en vra saggies, "Maar pappa, is ek op jou lysie?" Jy sien, 'n visie op 'n papier, 'n missieverklaring, is nie wat 'n gesin verander nie. Dis 'n uitstekende begin, maar gesinne word gevorm deur dit waarvoor ons tyd maak. Dit wat op ons lysies kom en dit wat in ons kalenders ingeskryf word. Gesinne word verander deur praktiese, uitgevoerde gewoontes en gebruike. Jou gesin verander wanneer wie julle droom om te wees 'n werklikheid word. En Covey verduidelik dit met 'n eenvoudige maar tog 'n treffende beeld. Hy vertel die verhaal, daar was 'n jong seun wat by 'n wyse man gekom het. En die man wou vir die seun 'n baie belangrike les leer wat hom baie in sy lewe sou help en vir hom baie sou beteken. En die man neem die seun na 'n glasfles en langs die fles lê 'n paar groot klippe, 'n hoopie kleiner klippe en 'n hoopie sand. En hy sê vir die seun, "Jy moet nou dit alles in hierdie glashouer probeer inpas." En die seun probeer, eers die sand in die houer, daarna die klein klippies en toe die groter klippe. Maar vinnig sien hy dat hy nie die grootste klippe in die houer gaan inkry nie. En hy sê vir die man, "Hierdie oefening is nie moontlik nie, die houer is net te klein. Die groot klippe sal nooit inpas nie." Die wyse man se mond vertrek so in 'n sagte glimlag en hy sê vir die seun, "Al die klippe kan in die houer inpas. Jy moet dit net anders inpak." Jy sien, heel eerste moet jy die grootste klip insit en dan die ander groterige klippe rondom hom. En dalk lyk dit nou of die houer vol is, maar wag net, sê hy. Toe vat hy die kleiner klippies en hy gooi die kleiner klippies tussen die groot klippe in. En hy vra vir hom, "Dink jy die houer is nou vol?" Nee, want toe vat hy die sand en hy gooi die sand tussen al die ander klippe in. En byna alles het ingepas. Net enkele sandkorreltjies het uitgerol. En toe draai hy na die seun en hy sê vir hom, "Hier is die les wat ek wil hê jy vandag moet leer. As jou lewe vir jou baie vol en baie besig voel dit dalk vir jou dat jy nie nog iets sal kan inpas nie. Maar net soos met hierdie groot klippe, moet jy altyd in jou lewe begin met wat die heel belangrikste is. En op een of ander manier sal die ander dinge tussen dit inpas." En dit bring ons by die vraag, wat is die groot klippe in jou lewe? In julle gesin se lewe? Waarskynlik is dit wat jy nou op jou lysie van belangrikste dinge ook genoem het. Dalk God en jou geloof in hom, jou huwelik, jou kinders, julle tyd saam, julle tot rus kom by mekaar. Jy sien, die groot klippe in ons lewe is die dinge waarvan ons sê, as ek eendag terugkyk op my lewe, wil ek weet, ek het hiervoor geleef. Dis wat heel eerste in die glasfles van ons lewe moet inkom. Maar, hoekom kry ons dit so moeilik reg om hulle eerste in die fles te sit? Covey verduidelik dit met wat hy die tirannie van die dringende noem. En die woord tirannie is nogal 'n sterk woord, want dit beskryf amper iets wat oor jou begin heers, iets wat jou dryf en jou beheer, sonder dat jy dit eers agterkom. Maar is dit nie presies hoe ons lewe werk nie? Ons word elke dag deur twee stemme geroep, die dringende stem en die werklik belangrike. Die dringende stem skree, 'n WhatsApp wat geantwoord moet word, 'n e-pos, 'n werkskrisis, nog 'n boodskap op die skool se kommunikasieplatform, 'n sportoefening, 'n skoolprojek, 'n vergadering, 'n rekening wat betaal moet word, reëlings wat getref moet word sodat almal kan uitkom waar almal moet wees. Die dringende skree. Maar die werklik belangrike dinge fluister. Net soos daardie klein dogtertjie wat langs die lesenaar kom staan en vra, is ek op daardie lysie?
om saam te eet, saam te bid, saam te lag of net by mekaar te wees, voel selde dringend in vergelyking met al die ander dinge in ons lewens. En tog is dit juis hierdie dinge wat uiteindelik die fondasie van 'n gesonde gesin vorm. Dis hierdie dinge waarop ons kinders eendag gaan terugkyk en dink, dit was huis. Dit was ons gesin. En hierdie derde gewoonte, eerste dinge eerste, wil ons help om doelbewus hieroor na te dink. Dit wil ons help nie om te vra hoe kry ons meer tyd nie, maar te vra hoe beskerm ons die belangrikste tyd in ons lewens? Hoe maak ons seker dat die dringende dinge ons nie so besig hou, dat die belangrike dinge maar net altyd moet kry wat oorbly van ons nie? Hoe maak ons seker dat die klein klippies en die sand ons nie so besig hou, dat die groot klippe bloot net nie inpas nie? Want jy sien, hierdie derde gewoonte gaan oor integriteit. Dit gaan daaroor dat ons dagboeke ook moet weerspieël wat werklik vir ons belangrik is, wat vir ons gesin belangrik is. En dit beteken nie dat ons elke dag ure lank by mekaar moet sit, of dat ons skielik elke aktiwiteit uit ons lewe moet sny nie. Die bedoeling is ook nie om nog meer druk op ons te plaas nie. Dis juis om ons te herbelyn dat ons fokus val op wat belangrik is, wat energie gee en wat groei bring. En dit beteken dat ons doelbewus moet begin dink. Hoe gaan ons as gesin tyd maak vir wat werklik belangrik is? Hoe gaan ons betekenisvolle oomblikke saam skep, laat gebeur, en dit in ons kalender inskryf om seker te maak, dit gebeur? En julle as 'n gesin gaan in die konteks van julle gesin baie doelbewus hieroor moet gaan nadink. En dalk is goeie vrae om ons gesprekke hieroor te lei, vrae soos, eet ons genoeg saam? Bid ons genoeg saam? Maak ons tyd om net te lag, te speel, vreugde en die lekker van die lewe te geniet? Sit ons selfone genoeg op sy? Is daar tyd vir rus en tyd vir mekaar? Pas ons lewe by die tipe gesin wat ons wil wees? En as ons antwoord op hierdie vraag nee is dalk nodig om ons lewens, ons aktiwiteite, ons buitemuurs, ons afsprake, waarheen ons tyd oral gaan, weer in oënskou te neem. En dan ook vir elke volgende afspraak, elke volgende program, elke volgende ek moet net gou eers, elke volgende uitnodiging vir mekaar te vra. Maar pas hierdie by die tipe gesin wat ons gesê het, ons wil wees. Want hierdie derde gewoonte wil ons help dat ons lewe nie regeer word deur dit wat die hardste skree nie, maar deur dit wat die meeste saak maak. Dit wil ons help dat die belangrikste bly. En ek glo as Jesus na ons lewens sou kyk, en soos by Martha, ook op ons gesigte en in ons liggame gejaagdheid en moegheid en bekommernis raak sien, ook weens goeie bedoelings, sal hy ook sag vir ons sê, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. En mag ons nie toelaat dat die dringendste dinge ons beroof van die belangrikste dinge nie. Mag ons ook as gesinne eerste dinge eerste sit. God, mekaar en ons verhouding met die mense wat hy aan ons toevertrou het. Amen. Sluit gerus af deur saam oor die volgende vrae na te dink en dan daarna as 'n gesin saam stil te word en saam te bid. Mooi week.